So, goeiemiddag, welkom by Ek wil Boer. Ons is hier by Farmhouse Veterinary Clinic. Ons praat 'n bietjie met Dr. Teens Loubser. Hy gaan 'n bietjie vir ons vertel oor dieregesondheid, spuitprogramme en 'n bietjie meer algemeen oor wat ons nodig het as ons begin boer met beeste. Baie dankie, dis lekker om hier te wees. Dit is lekker om saam te gesels. Ek hou baie daarvan om saam met my boere te boer. En ek het 'n groot behoefte om elke boer op die plaas se boerdery 'n sukses te maak, want as jy suksesvol is ek suksesvol. So saam wil ek saam boer. So kom ons kyk waarmee ek hier kan doen. Ja, baie dankie dat jy ons hier kon sien vandag. En ons wil 'n bietjie vra, ek is nou beginner boer. Hoe belangrik is spuitprogramme vir my? Waar begin ek met 'n spuitprogram? Hoe hou ek my diere gesond? En soos ek gesê het, daar is so baie dinge van spuitprogramme, en om ons diere gesond te hou is een van die belangrikste dinge wat ons kan doen. So, daar kan jy vir ons 'n bietjie meer vertel oor dit. Dit is 'n baie goeie vraag. Wanneer ons kyk na spuitprogramme, moet ons begin by wat is entings en stowwe wat moet gespuit word elke jaar. Ons wetgewing, ons staat vereis sekere spuite, entings wat elke jaar moet gegee word vir diere. Die spesifieke een wat jaarliks gegee moet word is anthrax, milsiekte. Dit is iets wat elke keer wat jy 'n verslag indien van jou plaas, elke keer wat jy 'n dier wil van die plaas afkry en 'n verslag wil kry en 'n audit op die plaas het, moet al die diere gespuit wees teen milsiekte. Die ander een wat baie belangrike enstof wat moet gespuit word vir alle vroulike diere is brucellose. Dit veroorsaak aborsies en selfs grootskaalse aborsies, en is 'n baie slegte produksie siekte. Brucella is daar 2 tipes enstowwe wat moet gespuit word. Jou jonger dier enstof wat vir 'n pers tussen 6 en 8 maande bedoel is. Die rede hoekom hy daai tyd moet gespuit word, die is want as daai dier wil uitgevoer word buite uit die landsgrense uit, word hy getoets vir die brucella siekte. Dit is deel van die uitvoer vereistes. Die rede hoekom hy net in daai tyd gespuit word is as ons die regte enstof gebruik in daai tyd. Dit is S19. Daar's ons 2 S19 en RB51. Die S19, wanneer hy in daai tyd gebruik word, wys hy nie 'n teenliggaamtelling in die dier wanneer hy ouer is nie. So daai dier gaan steeds negatief toets vir brucella wanneer hy getoets word. Maar as hy buite daai tyd met S19 geënt word, dan word daai teenliggame opgetel wanneer die bloedtoetse gedoen word. So dit is die beginpunt, die wegspringpunt is wat is die belangrikste, want dit is wat ons staat vereis. Anders kan ons eintlik niks met ons diere doen nie. Ons kan nie slag nie in die kommersiële rigting nie, en ons kan ook nie ons kan nie bemark regtig. Anders is dit nie. Saam met dit is daar klompie ander siektes wat voorgestel word om teen gespuit te word, en hulle hang af van die tyd van die jaar, hang af van die tipe jare wat ons het. Dit hang af van goed soos laas jaar, hondstolheid wat baie min mense eintlik spuit, waar ons 'n groot hondstolheid, ons sê die land was onderledig onder hondstolheid in ons kudu bevolking wat oorgespoel het na ons beesbevolking toe, en gelukkig daarom nie, waarvan ek weet, in ons menslike bevolking in van daai riglyn nie, of in 'n rigting nie, maar ons verloor 23 mense gemiddeld per jaar aan hondstolheid. So dit is eintlik belangrik om te spuit, maar ons los dit, want dit is net elke 6de jaar wat hy so lelik uitbreek. Dit is wanneer die kudus om dieselfde bosse vreet en so versprei en dan gaan water drink en so versprei in die droogte tydperke. Maar dan moet ons dit in gedagte hou, deur as ons hondstolheid spuit, of as ons nie wil hondstolheid spuit elke jaar nie, moet ons vooruit beplan en ons spuit in 'n potensiële droë jaar, of wanneer ons sien hierdie jaar is nou droog en ons begin die moeilikheid kry. Jy het vroeër gepraat van 'n gedagte van rekordhouding. Ja, hoe belangrik is dit om jou rekordhouding te hou van wat jy spuit, om die diere te kan bemark en te kan verkoop ook, of vereis dit net, is net 'n vereiste van die staat, of miskien kan jy vir ons 'n bietjie daarvan vertel. Die rekordhouding, as ons weggaan van vereistes af wat van bureaukrasie af op ons neergedwing word,
is nie noodwendig verkeerd nie. Dis nie hoekom ek so stel nie, maar die rede hoekom dit daar is want as ons antibiotikum gebruik of selfs pynmedikasie gebruik of enstowwe gebruik, wanneer ons daai medikasie gebruik, bly dit in die vleis en word dit verwerk deur die liggaam vir 'n tydperk. Elke een van die botteltjies wat jy oopmaak, wat jy jou diere mee gaan spuit, gaan daar 'n vleis en 'n melk onttrekkingstydperk wees. Dis baie belangrik om daarby te bly. Veral, nou, mense kan twee maniere daaroor dink, maar wat ek wou sê is veral as jy dit kommersieel probeer verkoop, maar net soveel as jy dit aan jou eie huismense doen, want die rede daarvoor is, as ons antibiotikum spuit vir 'n dier, en ons slag daai dier voor 30 dae, as daai antibiotikum voorstel om op 30 dae eers geslag te word, dan is daar antibiotiese reste in daai vleis, wat nie vir my maagseer gaan gee of sulke tipe goed nie, maar wat hy wel gaan doen is, hy gaan dan deel van my liggaam word. Hy gaan bakterium in my liggaam gaan hy aanval. En deur daai bakterium aan te val, maak hy daai bakterium weerstandig teen die antibiotikum, want die bakterium word nie ordentlik doodgemaak nie. So hy word nou net so 'n proetjie gegee van hierdie antibiotikum, so kan hy 'n weerstand daarteen opbou. Volgende keer het jy longontsteek, of het jou neefie of niggie of iemand wat jy glad nie ken die longontsteek nie. Hulle probeer daai selfde antibiotiese familie gebruik op daai longontsteking menspasiënt en hy werk nie meer. Of ons het terramycin wat ons almal oor die toonbank kan koop. Daai terramycin sal ons nog oor praat, maar terramycin is 'n ongelooflike produk. Maar die manier hoe hy gebruik word is oneffektief. Jy mors jou geld daarmee as jy nie die voorstelle van die entingspakking volg nie. Dit help nie jy spuit vir 'n bil 5 ml en dan herhaal jy dit oor 2 weke nie. Hy moet 1 ml per 5 tot of 1 tot 2 ml per 10 kg kry. Dis op 'n bil van, kom ons sê 500 kg, wat nie 'n baie swaar bil is nie, maar kom ons maak dit maklik vir ons om dit uit te werk, is dit 50 tot 100 ml wat daai dier moet kry. Anders is dit oneffektief. Jy mors jou geld, jy kan hom net sowel in die vuur gooi. So, dit is ongelukkig heeltemal nutteloos. Ja. Jy kan partykeer 'n verbetering in daai dier se kondisie kry, maar jy gaan net weer die volgende keer wat jy spuit, daai bakterium kry wat soveel kwader terugkom. So hy moet effektief gespuit word. As jy kortwerkende antibiotikum gebruik, dan of kortwerkende terramycin gebruik, moet hy elke dag vir 5 dae 100 ml kry. Nou gaan ons na 'n groot bil toe wat 100 kg weeg, dit is 100 tot 200 ml wat hy gespuit moet word. Dit is groot bedrag, dis nie net 'n 5 ml spuitjie nie. Ja, en dan moet mens dit seker op verskillende plekke op die dier spuit. Jy kan nie net alles in een plek, want in die verlede het die pakket gesê, sê nou maar as van 10 ml spuit of 15 ml spuit, want dan wil jy dit alles in een spuit optrek en op een plek sit. Yes. So ek neem aan as jy dan nou 100 ml moet spuit of 50 ml, dan moet jy 4 of 5 verskillende plekke of 5 plekke spuit. Presies. So dit ons gaan nog mooi aan op beeste wys waar om te spuit. Ja, dis 'n baie goeie punt wat jy daar sê. Ons wil eintlik nie meer as 20 ml op 'n plek spuit. Die vraag wat ons baie keer kry is van ons mense wat op die plase werk, as my dier siek geraak het, as hy doodgaan van die siekte, of ons het hom nou gespuit, alle verskillende inentings of enstowwe of antibiotika of enigiets gespuit het, soos byvoorbeeld my wees wat slank opgeëet het en toe het hy doodgegaan daarvan, is dit gesond, is dit veilig om dit vir die mense dan te gee, of is dit maar beter om dan die bees die hele karkas maar uit te brand? Al is dit nou moeilik, maar ons moet dit dan doen. So, dis nogal 'n moeilike ding in ons wêreld om vleis te mors. Ons is baie goed gekant daarteen om vleis te mors en ons wil dit nie graag doen nie. En ek is bly dat jy vra daaroor, want dit is goed om klem daarop te lê. As dit 'n siekte is wat die dier se afsterwing veroorsaak het en ons het nog niks gespuit nie, kan jy meeste van die tyd daai vleis gebruik. In die geval van gifplante kan jy meeste van die tyd vleis gebruik. In die geval van party virale siektes en selfs baie bakterieële siektes soos longontsteking of so, kan jy die vleis gebruik. En selfs in die geval van tuberkulose, wat ons daarom nie in ons land het nie, en ons is besig om te veg teen die voorvereiste om elke keer vir tuberkulose te toets vir ons Suid-Afrika te stuur, selfs in die geval van tuberkulose kan jy onder sekere omstandighede daai vleis gebruik.
Dit kom by siektes soos hondsdolheid, wil ons nie daai vleis gebruik nie. Brucella of lamsiekte, botulisme, wil ons nie daai vleis gebruik nie. Dit is gevaarlik, want selfs met klem in die kaap, ons as mens is tasbaar vir daai siekte. So het jy nou nie daai vleis 100% doodgekook nie, daardeur sê ek nie om dat doodkook goed genoeg is nie. Sou dit gebeur dat jy ergens in jou liggaam 'n klein seertjie het, tel jy lamsiekte op en 'n dokter het jou nie. Dieselfde met klem in die kaak en dieselfde met hondsdolheid. So liewerster, As jy onseker is. as jy onseker is, maak kontak met 'n veearts. En dit kom by 'n baie belangrike punt van my is, ek dink nie ek kan boer sonder om met 'n veearts kontak te hê nie. Dit is 'n baie belangrike punt vir my, so maak kontak met 'n veearts. Vra vir hom, kan ons hierdie vleis gebruik? En as hy vir jou sê om nie die vleis te gebruik nie, gaan daar 'n spesifieke rede wees om dit te doen. So moet dan liewerste nie die vleis gebruik nie, verbrand dit. As ons praat oor die antibiotikum, wat ek vinnig aangeraak het, dis nie jou manne op die plaas noodwendig wat gaan siek word van daai vleis nie. En daaroor is dit baie lekker om te sê, ja, maar my mense en my diere het nog nooit iets oorgekom, my honde het nog nooit iets oorgekom van daai antibiotikum nie. Dis jou niggie. Of die volgende persoon wat siek word van 'n bakterium wat nie weerstandig is meer teen antibiotikum wat jy ingespuit het en weer vir iemand gevoer het. Daai persoon het nie siek geword van daai bakterium nie. Daai bakterium het versprei na iemand anders toe met 'n potensiële klein bietjie verlaagde immuunstelsel. En daai persoon is die een wat siek word en wat later nie meer kan behandel word in die groot magtige hospitale met antibiotikum nie. Dit is antibiotikum se aanvoer. Siektes, ek het nou nog van gesê, enstowwe. As jou dier ingeënt is in die laaste ruk, die laaste 30 dae afhangend van die enstof, dit kan by jou 'n allergiese reaksie veroorsaak. Want dit is eintlik 'n viruspartikel wat daar in daai dier is wat by jou 'n allergiese reaksie kan veroorsaak. Pynmedikasie. As jy daai dier pynmedikasie gespuit het en hy het siek geword, en hy is dood, kan daai pynmedikasie jou nierversaking veroorsaak. As daar moeilikheid is, of maagwandprobleme, of sulke tipe goeters. Asseblief, terwyl ons net vinnig daaroor praat, die pynmedikasie, as daar diere vrek is en hy pynmedikasie gespuit, moet hom nie buite vir die aasvoëls los nie. Hy gaan die afsterwing van 'n aasvoël veroorsaak, want die dosis van haar pynmedikasie is veel te hoog vir daai voël om deur te werk deur sy liggaam. Oor is dit belangrik om jou veearts, om 'n verhouding te skep met 'n veearts. Dit mag dalk wees dat jy by 'n veearts in die dorp, in jou naaste dorp 'n draai gaan maak, die persoon leer ken, in persoon 1 of 2 keer raad vra. Meeste persone gaan jou of terugbel, meeste veeartse gaan jou terugbel binne die dag. Miskien die volgende dag as dit weer regtig besig is, gaan hy jou terugbel. Hy gaan vir jou sê, waarmee kan ek help? En hy gaan vir jou raad gee oor die telefoon. Elke keer wat ek al gehoor het van 'n boer wat kla, van 'n veearts wat nie wou raad gee oor die telefoon nie. En dan die ander kant, want onthou daar's altyd 3 kante tot 'n storie, myne, joune en die waarheid. Nou, en die ander kant van die storie van daai veearts gehoor het van daai boer, is die waarheid wat by my uitgekom het, nie die waarheid van die veearts nie. En daaroor kan ek dan dink dat ergens in die middel sit die waarheid, wat regtig die waarheid is. En nie fake news is nie. En daaroor, maak kontak met jou veearts. Bou 'n verhouding met hom of haar en dan kan jy hom op die telefoon kontak en sê so. En dit is ook daai veearts se kennis. Sonder jou mechanic kan jy nie die kar regmaak nie, sonder jou plammer kan jy nie jou loodgieter kan jy nie die pype regmaak nie. Dis ook daai ou se kennis. So praat dan voor die tyd, voordat jy hom nodig het, met hom oor hoe hanteer ons oproep. Gaan jy vir my 'n konsultasie fooi vra? Gaan jy vir my elke keer 'n konsultasie fooi vra wanneer ek jou op die telefoon kontak? En dit is meeste van die tyd nie so nie.